Goeiemôre, geseënde Sabbat aan elkeen van julle en sal baie dankie Lisa. It's nice to meet you. Ek dink kom ons sê dit maar vir almal. Baie dankie en almal welkom hierso. Dit is lekker om julle te sien vandag op hierdie Sabbatdag. Oom Ben, ja maar ek sal vir my open met gebed asseblief. Oggend weer eens bespreek, is dit in die bede van my hart, Here, dat U die leiding sal oorneem en ons sal bedeel met wysheid en insig van omhoog, sodat ons besef, Here, dat hierdie profesie wat ons vandag na gaan kyk, 'n vaste tydlyn is, onveranderlik, want dit dui, Here, op groot gebeurtenisse in die verlede, maar strek ook tot in die diepste toekoms, en waar ons in hierdie tydvak ook die hoop kan ervaar dat Jesus spoedig sal kom. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Sê baie dankie oom Ben. As iemand wil praat, steek maar jou hand op. Loot het 'n mikrofoon wat ons nou net saam kan praat asseblief. Toe Lisa nou gepraat het van daai benauwdheid as jy hier voor almal staan, nou ek voel presies dieselfde, my maag draai so. Maar voor ons begin, ek gaan vir ons 'n gedeelte uit die Bybel uit opsê, en dan kyk ons of julle kan sê wat se gedeelte in die Bybel ek opgesê het. Laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek voor te berei, en as ek gegaan het en vir julle plek voorberei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. Dan het Frieda die hand opgesteek. Johannes 14 vers 1 tot 3. Baie dankie Tannie. En wat sou as liewe Jesus vir ons daai woorde sou gesê het, wat sou ons reaksie op dit gewees het? Enige iemand? As ons kyk na Sabbat se gedeelte, na die geheetteks, Jesaja 25 vers, ek gaan nou sê, ek dink is vers 8. Vers 9. En hulle sal in die dag sê, kyk, dit is ons God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Nou, waarvan gaan die Here ons verlos? Enige gedagtes? Lisa sê sonde, ja. Die ewige verderf, ja, wat lei na die dood. En ook al die ellende wat ons elke dag deurgaan, die hartseer, en liewe Jesus gee ook die belofte, dat hy al die trane van ons oë sal afvee. En dis die hoop wat ons het. En ek hou van die opskrif, gemotiveerd deur hoop. As ons kyk na Sabbat se gedeelte, die tweede koms van Jesus is een van die hooftemas van die skrif. Dit is soos 'n goue draad wat reg deur die Bybel se gewyde bladsye geweef is. Een geleerde het geskat dat daar 1845 verwysings na Christus se tweede koms in die Ou Testament is. In die 260 hoofstukke van die Nuwe Testament is daar oor die 300 verwysings na die terugkoms van Christus. Een uit elke 25 verse verwys daarna. 23 van die 27 Nuwe Testamentiese boeke verwys na hierdie groot gebeurtenis. Na die hervorming in Europa gesink het en deur verdeeldheid gedwarsboom was, het protestantisme in die nuwe wêreld wortel geskiet.
Dit het die Verenigde State ingesluit, waar baie mense gepoog het om die mantel van waarheid aan te trek, wat ook die waarheid oor die tweede koms ingesluit het. Onder hulle was daar 'n plaasboer met die naam van William Miller, wat die baptistiese leer aangehang het. Deur sy studie van die Bybel het hy geglo dat Jesus gou gaan kom, selfs nog in sy leeftyd. Hy het toe daaroor begin preek en so 'n nuwe beweging begin, wat nadat hulle 'n groot teleurstelling ondervind het, nuwe Bybelwaarhede, wat vandag nog relevant is, vir baie mense oopgesluit het. In hierdie week se les gaan ons kyk waarom die tweede koms van Christus die harte van gelowiges deur die eeue met soveel vreugde gevul het, en hoe ons gereed kan wees vir daardie groot gebeurtenis. En dis die hoop wat ons almal het. Terwyl ons in hierdie wêreld is, gaan ons swaar kry, gaan ons ellende beleef en is ons in sonde, maar tog ons is daai hoop dat Jesus weer gaan terugkom om ons te kom verlos. As julle wil iets sê, asseblief steek julle hande op en dan tel julle gedagtes asseblief. En soos oom Ben ook vir ons gebid het, dat die tydprofesie sal nooit verander, dit is vas. So ons kan dit glo. By Sondag se gedeelte, die belofte van sy wederkoms. John Wycliffe het ook na die koms van Christus uitgesien en het dit as die kerk se grootste hoop beskou. Calvin het namens al die hervormers gepraat hoe hy na die glorieryke wederkoms van Christus verwys het as die mees veelbelovende van al die gebeurtenisse. En as ons nou Johannes 14 vers 1 tot 3, 1 Tessalonisense 4 vers 13 en 18 en Titus 2 vers 11 tot 14 lees, sal iemand vir ons asseblief Titus 2 vers 11 tot 14 lees en dan lees ek 1 Tessalonisense 4 13 tot 18. Titus 2 vers 11 tot 14 sê: Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Sê dankie Ian. 1 Tessalonisense 4 vers 13 tot 18. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslapenis nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here sal self van die hemel neerdal met die geroep, met die stem van 'n aartsengel en met geklank van die basuin van God. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. En as ons na die 3 verskillende, na Johannes kyk, waar ons nou gelees het, wat liewe Jesus vir ons plek voorberei, Paulus, wat vir ons het gaan een groot reunie wees, en Titus, waar hy sê, dat liewe Jesus ons sal verlos van alle sonde of ongeregtigheid. En dis die hoop wat ons het, dat as Jesus terugkom, het ons klaar plek wat hy vir ons voorberei in die hemel.
ons gaan mense wat ons lanklaas wat oorlede is, gaan ons weer sien, hulle gaan opgewek word, en natuurlik, dis die einde van sonde en trane en al die hartseer wat ons deurgaan. Dis die hoop wat ons elkeen het. En dan wil ek vir ons lees, as net so onder die vraag gaan, dit is maklik om te verstaan waarom 'n geloofsbelijdenis soos die tweede koms van Christus soveel hoop en vrede vir bybelgelowige Christene gebring het. Dit wys vooruit na die einde van siektes, lyding en dood. Dit is die begin van die einde van armoede, onregverdige behandeling en verdrukking. Dit skep 'n verwagting dat twis, konflik en oorlog tot 'n einde sal kom. Dit voorspel 'n toekomstige wêreld van ewige vrede, geluk en voortdurende samesyn met Christus en die verlosters van alle eeue. In alle eeue was die wederkoms van die Here die hoop van sy ware navolgers. Die Here se afskeidsbelofte op die Olyfberg dat hy weer sal kom, het die toekoms van sy disippels verlig en hulle harte met hoop en vreugde vervul wat nie deur droefheid uitgeblus of deur beproewing verdof kon word nie. Te midde van lyding en vervolging was die verskyning van die heerlikheid van die groote God en ons verlosser Jesus Christus die salige hoop. Toe die Tessalonisense in droefheid al geliefdes wat gehoop het om te lewe tot die wederkoms van die Here begrawe het Paulus hulle leraar hulle gewys op die opstanding wat sou plaasvind by die heilandse wederkoms. Dan sal die dode in Christus opstaan en saam met die lewendes en hulle opgeneem word om die Here in die lig te ontmoet. En so het hy gesê, sal ons altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. En om nie te vergeet nie dat liewe Jesus al die trane van ons oë sal afvee. Dit was vir my baie, baie moeilik. Van julle weet my ma so rukkie terug oorlede. En alhoewel mense my bemoedig het, was dit net die Here wat my kon vertroos het. En dit is nog steeds moeilik, maar ek het daai hoop, dat ek weet, dit wat nou deur gaan is net tydelik. En maak nie saak waar jy gaan, ek sê, en ek pleit by julle, hou vas in die Here, maar dit is net tydelik waar jy ons gaan, laat wag vir ons die ewigheid, en hou vas daaraan, asseblief julle. Sorry julle. Terwyl ek nou so die les voorberei, wie van julle was al siek gewees? Terwyl julle siek is al wat julle dink, net die siekte, maar as julle weer gesond word, dan dink julle mos nie meer aan die siekte nie. En ek dink dit is ook hoe dit gaan wees as liewe Jesus gaan kom om ons te kom verlos. Terwyl ons hierdie moeilike tye gaan, dink ons daaraan. Maar as Jesus kom om ons te kom verlos, dan gaan ons nie meer daaraan dink nie, dan is dit verby. Dit is die hoop wat ons het. Wil iemand nog enige gedagtes dalk deel? Oom Ben? Toe ek in die kerk gekom het, is nou baie jare terug, party van julle was nog nie eens gebore nie. Toe het ek al gehoor van die wederkoms, dis naby. Maar hoe naby is dit? Selfs hier in 2 Petrus 3 word die vraag gevra, waar is dan die beloftes van sy wederkoms? Wanneer die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was, van die begin van die skepping af. Hoe sal ons so iemand antwoord, as ons van getuig dat die omstandighede van die wêreldse geskiedenis daarop tyd dat die wederkoms alle nader kry, wat sal ons vir iemand sê? Wat sê nee man, dinge bly maar soos dit was. Waar is daai beloftes? Ons sien daarvan niks nie. Ja, dis 'n goeie vraag. Hoe sal ons mense, Jan?
Ons het so 'n paar sabbate terug het ons ook oor die tydfaktor gepraat, waar ons gesien het dat tyd is eintlik maar vir God irrelevant. Maar vir ons as mens is tyd die ding wat ons lewe is eintlik maar beheer. En wat vir my vertroosting is die Bybel sê vir ons die wederkoms is naby. Nou dit kan verwys direk na terwyl jy nog lewe gaan jy die Here sien op die wolke, of dit gaan dieselfde tydperk wees vir iemand wat 100, 200, 600 jaar terug oorlede is en slaap en wakker word, gaan soos 'n oogwink wees. En as mens kyk, ek is nou 38 jaar oud. Dit voel soos nou die dag wat ek by graad 1 ingestap het. Tyd stap so vinnig verby. En jou lewe kan in 'n oogwink verby wees. En dit is 'n manier om vir ons as mense te laat weet, die wederkoms is op jou voorstoep. Moenie wag nie. Moenie uitstel en dink, môre is nog 'n dag nie. Dit kan 10 jaar van nou af wees, dit kan 20 jaar van nou af wees, dit kan 100 jaar van nou af wees. Maar vir jou as persoon beteken dit, dat my lewe kan môre eindig. Ons moenie uitstel nie. Want dit kan dalk te laat wees. En dan as jy jou oë oopmaak, is die wederkoms op jou stoep. Ja, daar's 'n gesegde wat sê, van uitstel kom afstel, né? En daar's geen beter tyd om jou hart vir die Here te gee as vandag, né? Oom Ben? Jy weet, die Bybel is selfverklarend, dit gee ons altyd die antwoorde. Die vraag was gevra daar in 2 Petrus 3, vers 4, maar die antwoord lê daar by vers 9. Die Here vertraag nie sy beloftes so sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. In ander woorde, die Here is net lankmoedig. Jy weet, 'n mens, dit is ook 'n karaktereienskap van die Here wat ons moet waardeer. Dat die Here lankmoedig is, dat hy uithou, aanhou. Miskien is daar nog vir ons vriende en familie wat die Here graag wil red. En daarom is die wederkoms nog miskien in 'n ver. Maar dit kan ook baie naby wees. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemel met 'n gedruis verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werk wat daarop is sal verbrand. Net soos wat dit iets is wat nog miskien nie ver verskiet is, kan dit skielik op ons wees. Daarom sê dit hierso ook dat ons, soos daai teks wat jy ook gelees, dat ons moet gereed wees, né? Ja, so dit kan enige tyd gebeur, kan nog lank vat. Is net soos Jan ook gesê het. As jy sterf nie, maak jy oë toe, die volgende oomblik is die Here hierso. So, dis hoe dit is. Sê dankie oom. Rian, Sorry, Jan? ek wil net bylas daarby oom Dirk, oom Ben. Daai versie wat hy ook gelees het van lankmoedig. Ek dink in 'n mate is ons soms, ek persoonlik, is soms dankbaar die wederkoms is nie môre nie. Maar dit laat mens weer besef, daar's daai verhaal, in die Bybel sê dit, weet as die Here kom, dit gaan soos 'n wolkie so groot as jou vuis wees op die horison. Dan gaan al hoe groter word. En daai verhaal van die man wat glad nie 'n lekker dag, lekker week, lekker maand gehad het en hy ry in sy kar op pad werk toe. En hy sien hierdie wolkie en hy sit sy vuis so voor hom en hy sien dit so groot soos sy vuis. En hy wolk hom al hoe nader en al hoe groter. En hierdie man raak angstig en hy sê en hy dink by homself, wat van as dit nou die wederkoms is? Die Here is hier. My lewe is nie reg nie. My verhouding met God is nie waar dit moet wees nie. En 'n angstigheid bou by hom op, hoe nader daai wolk kom. En tot sy verligting is dit 'n donderstorm.
En met dit is sy konsentrasie iewers anderster en hy's in 'n ongeluk en hy's oorlede. Dit laat wees weer besef, weet, ons is dankbaarheid vir God se lankmoedigheid, dat hy uitstel en uitstel en uitstel. Wel, ek sê nie hy stel uit nie, maar laat dit vir my so voel, jy weet, dit voel vir ons die wederkoms moes al gewees het, waar is die Here? Maar soms moet ons besef, ons kan dankbaar wees, die Here het nog nie gekom nie. So, dankie Ian. Nog iemand iets sê? En as ons kyk by Maandag se gedeelte, die eerste koms van Jesus was maar stil en nie baie mense het van dit geweet nie. Maar die tweede koms, glo my, ons almal sal daarvan weet. En dan Maandag se gedeelte is in afwagting op die tyd. Sal iemand vir ons asseblief Handelinge 1 vers 9 tot 11 lees? Handelinge 1 vers 9 tot 11 sê, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is na die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Sê dankie Ian. Matteus 24, sal ek gou vir ons lees. (27, 30 en 31). Want soos die weerlig uit die ooste uitsal en tot in die weste skyn, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. En dan sal die teken van die Seun van die mens in die hemel verskyn, en dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die Seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur met harde trompetgeluid, en hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke, van die een einde van die hemel af, tot die einde daarvan, tot die ander einde daarvan. En dan Openbaring 1 vers 7, kyk, hy kom met die wolke, en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Nou, hoekom sal die Bybel vir ons sê, hulle sal oor hom rou bedryf? Het jy al ooit daaraan gedink? Hoekom sal die mense rou bedryf oor Jesus se wederkoms? Danny? Is dit dalk die mense wat nie gereed is vir die Here se koms nie? Kan nog iemand? Oom Ben? Ek wil iets anders te sê. Jy weet, in afwagting op die tyd, daar het al baie valse Christene verskyn, en baie mense is mislei, en dis belangrik, en ek het dit al baie gesê, maar ek sê dit in die persoon vir myself. As daar iets is wat jy moet ken, in die Bybel, so 3 dinge. Die een is die wederkoms. Die ander ding is die toestand van die dode. En die derde ding is die Sabbat. Jy moet dit regtig ken. Want ons naam verteenwoordig al hierdie dinge.
En daar gaan mense mislei word. En miskien onder ons eie geleedere. Ons moet seker maak, ons moet hierdie dinge vasmaak, dat die Here kom op 'n besondere wyse, nie in die geheim nie. As hulle moet sê, wel, Jesus is daar in Amerika, in Los Angeles, en jy sien dit op televisie, die Here sê, moenie daarna kyk nie. Want dit gaan so realisties wees, dat jy sal dit nie kan ontken nie. Dit is belangrik, hierdie afwagtingstyd is 'n geleentheid, om hierdie kernwaarhede vas te maak. Sê dit vir jouself op, bestudeer dit, maak dit seker, dat dit wat jy glo, jy weet, geanker is in jou, jy nie mislei, en deel dit met ander, dit is belangrik. In die week het ek weer iets gesien oor wegraping, maar ek kyk nie na sulke goed, bestudeer die waarheid, sodat jy die leuen kan herken. Dit is belangrik. So, dankie oom Ben. Vir my is dit, soos ene gesê het ook, die ou wat nou daai wolkie gesien het, wat so goed is in sy hand, en hy besef, dis die wederkoms, as die ou sy verhouding met die Here nie reg was nie, dan was hy ewig verlore, en ek dink, dis ook die rou, wat ons gaan deurgaan, ek was nie gereed gewees nie, en dit is nou vir ewig verby. Ons weet natuurlijk, sy wederkoms gaan hoorbaar en sigbaar wees, en elke persoon sal het sien. Toe Christus die eerste keer as 'n baba in die krib van Bethlehem gebore was baie min mense van sy koms bewus, maar wanneer hy die tweede keer gaan kom, sal elke oog hom sien. Elke oor sal die trompet van wat sy koms aankondig hoor. Elke menslike wese op aarde sal sy heerlikheid sien. Ons sal nie mislei word nie. En soos oom Ben gesê het, dit is een ding wat die duiwel nie kan namaak nie. Hy kan sê, Jesus se dae gaan verskyn, of dae gaan verskyn, maar hierso gaan almal hom sien, en hy kan dit nie namaak nie. Die skrif het die grootste gebeurte rondom sy wederkoms baie duidelik beskryf. Een van die plegtigste, dog heerlikste waarhede wat in die Bybel geopenbaar is die van die wederkoms van Christus om die verlossingswerk te voltooi. Aan God se pelgrimsvolk wat vir so 'n lang tyd in die land van die skaduwees van die dood gewoon het, word daar 'n kosbare blye hoop gegee deur die belofte van die verskyning van hom wat die opstanding en die lewe is, om sy bannelinge weer tuis te bring. Die leerstelling van die wederkoms is in die waarheid die sleutel tot die heilige skrifte. Sedert die dag toe die eerste menspaar droewig van Eden weggestap het die kinders van geloof gewag op die koms van die beloofde een, om die mag van die verwoester te verbreek en hulle weer die verlore paradys te herstel. En ek weet nou nie of maar Adam en Eva, toe hulle eerste kind gekry het, toe Abel dood is, hulle het seker gedink Abel was dalk die Messias, of Set. Ek weet nie of ek reg dink nie, maar dis maar wat ek dink. Wat dink julle? Ja, kyk, al was gesê, Rian, dat hulle gedink het dalk Set of een van Set se kinders gaan die Messias wees, wat hulle gaan kom red. So dis weer eens ons as menslikheid se idee van tyd, hoor miskien hierdie generasie of die volgende generasie gaan die verlossing kom. Ja, dit is eintlik hartseer hoe die skrifgeleerdes toe liewe Jesus sê, hy is die Messias, dat ook nie geglo het nie. Een vroeër Adventiste leier, Luther Warren, het altyd aan die jong mense gesê, die enigste manier om vir die koms van Christus gereed te wees, is om gereed te maak en gereed te bly. Die boodskap van Christus se spoedige terugkoms is 'n dringende oproep aan elkeen van ons, om ons harte te ondersoek en ons geestelike lewens te evalueer. Dit is 'n oproep om godvrugtig en vroom te lewe,
Daar kan geen onpartydigheid in die verblindende lig van die heerlikheid van Christus se wederkoms wees nie. So dis die daaglikse, ons moet elke liewe dag vir die Here vra om ons te help, om gereed te wees vir sy wederkoms. Enige iemand nog ietsie deel? En dan, kom ons by die dinsdagse gedeelte. William Miller in die Bybel. En ons weet, hy het geglo in 1844 sou Jesus se wederkoms gewees het, maar dis die groot teleurstelling wat toe nou gebeur het. En baie mense ongelukkig het toe nou hulle rug op die Here gedraai, omdat hulle geglo het, vasgeglo het, dit was die wederkoms. Maar ons moet maar vashou aan die Here. En soos Benno gesê het, hy is lankmoedig, hy wil niemand moet verlore gaan nie. Terwyl Miller die skrif bestudeer het, het hy 'n Christus ontdek wat hom meer lief het as wat hy ooit kan besef. Met sy Bybel, 'n pen en 'n notaboek in die hand, het hy by Genesis begin en nie aangegaan met lees voordat hy die spesifieke skrifgedeelte waarmee hy besig was, verstaan het nie. Deur skrif met skrif te vergelyk, het hy die Bybel toegelaat om self te verduidelik wat daar geskryf staan. En dit is baie belangrik veral waarin ons lewe. Moenie enige ou glo nie. Kyk wat sê die Bybel en laat die Bybel homself verklaar, soos Ben gesê het. Soos hy ook sê, vergelyk skrif met skrif. En ons bid vir die Here, vir die Heilige Gees vir leiding ook, as ons sekere verse nie verstaan nie, om ons insig en wysheid te gee. Wil enige iemand nog ietsie sê dalk? As ons kyk, ek dink oom Ben het vir ons gelees, 2 Petrus 1, vers 19 tot 21. Petrus 1 vers 19 tot 21. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aangebreek en die môrester opgaan in julle harte. Terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige mense van God gespreek. En dit is vir ons baie duidelik ook, dat ek kan nie net sommer sê wat ek dink 'n sekere profesie beteken nie, maar laat die Bybel homself verklaar. Terwyl William Miller skrif met skrif vergelyk het, het die verborgde waarhede van die Bybel vir hom oopgegaan. Hy het aanhou soek vir 'n verborgde skat en hy was ryklik beloon. Die Heilige Gees het sy begrip vir die woord van God oopgemaak. Hy het die profesie met dieselfde ywer wat hy vir die ander skrifgedeeltes gehad het, benader. En ek wil vir julle vra, sal ons, as ons hierdie Bybel deurlees, sal hom ooit kan oplees? Ek sien die mense skud met hulle koppe, nee, jy sal nooit nie, want jy sal altyd iets ontdek wat jy nooit geweet het nie. So, jy sal altyd 'n gedeelte in die Bybel lees, en as jy vir jouself sê, ja, maar ek het nooit gesien nie, en dan eers skielik sien jy dit. So ons sal nooit die Bybel kan oplees nie.
As ons kyk, die gedeeltes van Daniël 1 vers 17 en 2 vers 45, sal iemand dit vir ons asseblief lees? Daniël 1 vers 17 sê vir ons: En hierdie 4 jong seuns, God het aan hulle wetenskap en verstand in allerhande geskrifte en wysheid gegee. Ook het Daniël verstand gehad van allerhande gesigte en drome. 2 vers 45. Net soos u gesien het, dat sonder toedoen van mensehande 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die yster, die koper, die klei, die silwer en die goue verbrysel het. En die goud verbrysel het. Die grootte God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur, en die droom is waar en sy uitlegging is betroubaar. Die simboliek in die profetiese boeke is nie in verborgenheid toegesluit nie. 'n Liefdevolle God het aan ons sy profetiese woord gegee om ons vir die klimaks van ons wêreldse gebeure wat binnekort gaan plaasvind voor te berei. William Miller het baie duidelik verstaan dat profesie die beste verklaar word. Die simboliek van die profesie word verduidelik. Profesie word verduidelik deur die Bybel self te verklaar. Nou wie van, hulle praat van diere, wat verteenwoordig diere? Volgens profesie. Enige iemand? Mense en koninkryke. Ja, dit verteenwoordig koninkryke. En wind, wat verteenwoordig wind? Oorlog. En water verteenwoordig mense, volke, tale, nasies, mense. En ons weet natuurlik 'n vrou, wat verteenwoordig 'n vrou? 'n kerk, yes. En natuurlik ons kry die rein vrou en die afvallige vrou. Dis die rein kerk en die afvallige kerk. Waarom hieronder aan manne gunstigste gedeelte, waarom is 'n korrekte begrip van die profetiese simboliek so belangrik vir ons geloofsoortuiging? Hoekom is dit belangrik, julle? Sodat ons nie mislei word nie. Want as enige iemand nie praat volgens die woord nie en die profesie nie, dan weet ons dat ons nie kan mislei word nie, dat ons op die regte pad kan wees. As ons kyk na Woensdag se gedeelte, die 2300 dae of die jare van Daniël 8 vers 14. En ek gaan vir ons dit lees, en hy het vir my gesê, 2300 aandes en môres, dan sal die heiligdom in sy regte staat herstel word. En hulle praat van die heiligdom, waartoe verwys die heiligdom wat in sy regte staat herstel sal word? Die oordeel wat begin. Die oordeel wat begin in die hemel, né? William Miller het die populêre siening aanvaar dat die heiligdom wat in sy regte staat herstel sou word, die reiniging van die aarde deur vuur voorgestel het. Hy het die skrif ywerig bestudeer
om so 'n verbasingwekkende belangrike gebeurtenis te probeer verstaan. Hy het die verband tussen Daniël 8 en Daniël 9 ontdek. In Daniël 8 was daar aan die engel gesê om hierdie een die gesig te laat verstaan. Teen die einde van die hoofstuk was die enigste gedeelte van die hele visioen van Daniël 8 wat nie verduidelik was nie, die gedeelte oor die 2300 dae. Die engel het later na Daniël teruggekeer en verklaar: Daniël, nou het ek heen gegaan om jou insig te gee. Dit was om hom te help om die 2300 dae te verstaan. Ons weet dit omdat nadat hy Daniël uitnooi om ag te gee op die woord en die gesig te verstaan, die eerste woorde van die engel was: 70 7-talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal. Die woord wat as bepaal vertaal word, beteken letterlik afgesny. 70 weke, 490 jaar sal afgesny word, maar waarvan? Van die visioen se 2300 dae natuurlik. Die enigste gedeelte van Daniël 8 wat Daniël nie verstaan het nie en waarvoor die engel nou gekom het om te verduidelik. En aangesien die begin van die 70 weke van die uitgang van die woord af om Jerusalem op te bou en te herstel en op te bou sou wees, het Miller geweet dat hy daardie datum sou kon uitvind. Maar hy die begin van die 70 weke en die 2300 dae profesie sou kon uitwerk. En dit bring ons by 1844 uit. As ons kyk na die donderdagse gedeelte, die langste profetiese tydperk. Die dekreet wat deur Artasasta, koning van Persië in 457 voor Christus uitgevaardig is, hierdie dekreet was die laaste van 3 dekrete wat uitgevaardig was om die Jode toe te laat om na hulle land terug te keer en om Jerusalem te gaan herbou en ook om die tempelaanbiddingsdienste te herstel. Hierdie 3de dekreet was die mees volledige en een het die begin van die 2300 dae of jaar profesie aangedui. In hierdie merkwaardige profesie het Daniël voorspel dat van die uitgang van die woord van af om Jerusalem te herstel en op te bou, tot die Messias sou 69 profetiese weke wees, of 483 profetiese dae of letterlike jare. Aangesien die dekreet die herfs van 457 voor Christus van krag geword het, het 483 jaar verloop tot op die herfs van 27 na Christus. Die woord Messias beteken die gesalfde. Christus was in die herfs van 27 na Christus gedoop en het ook die salwing van die Gees ontvang. En in die lente van 31 na Christus, in die middel van hierdie laaste profetiese week en 3,5 jaar na sy doop, was Jesus gekruisig. Die offeranderstelsel wat vooruit gewys het na die lam van God, het tot 'n einde gekom met Christus se offerande op Golgotha. En dit is hoekom ons nie meer lammetjies hoef te slag, want liewe Jesus het klaar gekom om vir ons te kom sterf. Enige iemand nog iets sê? Oom Ben? Dink jy Jesus het iets verstaan van hierdie tydprofesie? Ja. Jy weet, daar's verskeie tekste in die Nuwe Testament wat daarop dui, soos in Johannes 7 vers 6 en 8 waar die Here sê, my tyd is nog nie daar nie. Matteus 26, my tyd is naby.
Eerste Timoteus 2:6. Hy wat homself gegee het as 'n losprys op die regte tyd. Romeine 5:6. Die regte tyd vir ons gesterf het. Daardie regte tyd dui op 31 na Christus, daar in die middel van hierdie langtydprofesie waar die Here gesterf het. So daar's ander tekste wat ook verwant is aan daai tydlyn. Sommige maar net so. Ek het dit nie geweet nie, ek het dit maar hierdie week by iemand anders te gesien. Maar daar's ander tekste wat ook daarna verwys. Galasiërs 4:4 dink ek. Toe die volheid van tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur. Ook Markus 1:15. Die tyd is vervul met die geboorte van Christus. So het daai tydlyn het aanvang geneem tot in die middel van daardie week 31 na Christus. Maar interessant is dat die Here elke slag gedagtes gewisseld toe nader dit na sy dood gekom het. So my tyd is naby. My tyd is nog nie daar nie. Tot op die vasgestelde tyd. So kom ek gesê het dat die profetiese lyn is hoe is die woord wat ek nou soek, onontlosbaar. Jy weet, jy kan dit nie verander nie. Jy kan dit nie anders vertolk nie. Dit werk net presies so uit. Baie dankie om Ben. Dan gaan ek het vir ons by vreugse gedeelte laaste gedeelte met julle deel. Net soos die eerste disippels het William Miller en sy medewerkers die boodskap wat hulle verkondig het nie heeltemal verstaan nie. Dwalings wat lankal in die kerk begin het hulle verhinder om 'n belangrike punt in die profesie reg te verklaar. Daarom moes hulle, alhoewel hulle die boodskap van God aan die wêreld verkondig het, weens wanbegrip van die betekenis daarvan teleurstelling ondervind. Dit lees ons in Ellen White se boek Die Groot Stryd, bladsy 351 en 352. Maar nogtans het God sy doel bereik deur toe te laat dat die waarskuwing aangaande die oordeel so verkondig word. Die vername dag was naby en in sy voorsienigheid is die mense getoets deur die vaststelling van 'n bepaalde tyd ten einde te openbaar wat in hulle harte was. Die boodskap was bedoel om die kerk te toets en te reinig. Hulle moes laat sien word of hulle gedagtes op hierdie wêreld gestel is of op Christus en die hemel. Hulle het voorgegee dat hulle die Heiland lief het. Nou moes hulle daardie liefde bewys. Was hulle gereed om hulle wêreldse hoop en strewe op te gee en om die koms van hulle Here met vreugde te verwelkom? Die boodskap was bedoel om hulle in staat te stel om hulle ware geestelike toestand te besef. En dit is genadiglik gestuur om hulle wakker te skud, om die Here in ootmoed en bekering te soek. En dit is in die Groot Stryd, bladsy 353. Daar is nog 'n bietjie tyd oor. Wil enige iemand dalk nog enige gedagtes deel? Oom Bram, sorry. Jan, ek sit net en dink aan William Miller. Ons het net nog gepraat van die mense wat weggeval het as gevolg van die teleurstelling. Maar ons moet dink aan William Miller en sy medegelowiges. Hoe sterk moes hulle geloof net nie gewees het om te kon vasstaan ten spyte van daai teleurstelling. Ons kerk het 'n film wat ons almal van weet. Wat ek sou aanbeveel vir elke liewe persoon om te kyk. Is dit baie duidelik hoe hulle bespot was. En ek dink dit moes verskriklik moeilik vir hulle gewees het om ten spyte van daai te staan. En daar het is ons kerk wat ons vandag in kan sit gebore. En ek dink ons gaan daai selfde gees moet inneem om ten spyte van bespotting en teleurstelling en gaan ons moet vashou aan die Here en ons moet in daardie gees van ons vroeë kerkgangers gaan, is my opinie.
Baie dankie oom. Ja, ek het nog gedink aan die fliek waarvan oom Bram praat is Tell the World. Ek het nog iets gesê, net ek vergeet. Ja, ek ken het dan nou nie. Ja, het gaan my nou pla, want ek wil nou iets gesê het en het ek vergeet. Dit was so smetse. Ja, maar dit gee ons die hoop. Maak nie so, ja, wat ek wel gesê het is, daar gaan ook tyd kom waar die mense ons gaan begin spot, maar vir ons sê, maar hoor hierso, waar is julle Jesus wat so teruggekom het? En dit eindig nou weer eens by ons teks, by ons geheerteks van Jesaja, en ek wil het weer vir ons lees. Jesaja 25 vers 9, en is nou ons, en hulle sal in die dag sê, kyk, dit is onze God op wie ons gewag het, dat hy ons kan verlos. Dit is die Here op wie ons gewag het. Laat ons juig en bly wees oor sy hulp. En dan wil ek ook net een versie lees, Filippense 3, vers 20 en 21. En hier geef my baie hoop. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. Wat ons vernederde liggaam van gedaante sal verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam. En dis die hoop wat ek met julle wil deel. Kom ons hou vas in liewe Jesus, al raak die mense, al spot hulle ons, al verstaan hulle nie, dat ons nog steeds vir hulle by ons Here kom. Kom ons mag ons so toe julle. Liewe Jesus, baie dankie dat u vir ons profesie gegee het om te kan verstaan en te kan weet, u woord is waarheid, u kom weer terug om ons te kom haal. Leer ons asseblief om ons oë op u gerig te hou en ook hierdie wonderlike waarhede met ander te deel. Vergewe asseblief al ons sondes, baie dankie dat ons ook vandag bietjie kon stil raak en dankbaar kan wees vir die grootste geskenk wat u vir ons gegee het, u eie lewe. Leer ons asseblief om het nooit te vergeet nie, en al gaan ons deur swaar tye, dat ons daardeur hoop sal hê, want u kom om ons te kom verlos. En in die dag, Here, gaan ons weet, en ons sien ons uit na u wederkoms, gaan ons weet, u kom om ons te kom verlos van dood en sonde, en dat u al die trane van ons oor sal afvee. Dis die hoop wat ons het, Here. Leer ons asseblief om het nooit te vergeet, en dankie dat u deel van ons lewens is. Ons is baie lief vir u, en dankie Here dat u ook vir ons lief is. Dis my gebed in die wonderlike naam. Amen.